Leroux het jy nie huis nie. Steur 3 ure. Sy toespraak gesit. Man kan hom net so lank aan. Beautiful veer, man. Ik heb eens al gezien. Yes, life. Welcome to Jersey. Welkom. En ik blijf op dinsdag gewoon terug aan die straat gebreek. Mary sê gelukkig was niemand by die huis nie. Hoeveel keer moet ek vir die vrou sê, ek wil nie my kind aan sulke geweld blootstel nie. Kom hier nou. Mary, wake up. Hey, wake up. Sorry, madam. Do you want me to clean now or do you want me to clean tomorrow You morning? can leave it until tomorrow morning, but you know I hate it when the house looks like this. Good night. Jy moet 'n bietjie met Mary praat. Ag man, ek weet jy is nie soveel van 'n perfectionist as jy nie, my lief. Alma is mal oor haar en sy oor hom. Ek wil ook meer by hom wees, maar my werksuur laat nie toe nie. Ek kan bekostig om jou te onderhou. Vir jou en Alma. En sy baba sussie. Baba, sussie nogal. Ek dink ons gaan wag. Jy wil wag tot ons meer as dit is, mam. Hoekom? Langer uit? Nie vir die kind nie, papa. Die kind. Slaap, mama. Hy gaan wakker. Hy gaan wakker word. Ek is klaar. Ek lief vir jou ook. Waar is jou pistool? In die kluis. Daar vir links toegesluit het niemand breek in. Niemand vir inbreek. Hulle het Marsha se man voor haar dood geskiet. As dit jou beter sal laat voel. Dankie. Weet ek staan paranoïes, maar Jy moet nou nie skryf. lankal opgehou. Is al cool sin. Ja, Karen. Die pistool is gelaai. Dankie. Okay. Okay. Beter. Frans word wakker. Frans, ek dink iemand breek in. Wat? Sy
Seker. Ek het iets gehoor. Verwag. Bly net hier. Man, jy's bly stil om die kamer te bly. Ek wil gaan kyk of Alma okay is. Sy die deur. Bly by Alma. Bly by Alma. I found the cop. They're on their way. Thank goodness, I thought you guys there's someone here in the property here. How many? I don't know. Inside or outside? I'm not sure, bro. I don't know. Well, remember, contact Sunny, do you mind? Huh? Oh. Wat het jou laat dink iemand het in die huis ingebreek? My vrou het iets gehoor. Wat presies het gehoor? Ek weet nie, daar was nie genoeg tyd. Waar is my vrou? Waar is Karen? Sy's net hier, sy's by hulle sentjie. Dit was 'n ongeluk. Ek het nog gedink, hoe aarde kry het reg om deur alles te slaap en toe sien ek. Kan ek vir mevrou iets kry? Ek het nie geweet. Ek kan bloed ruik. Ek kan dit ruik. So jy het op geen stadium iemand binne in die huis gesien nie. Ek dink daar was iemand buite. Jy dink? Wel, ek het jou aangeneem want die alarm is skielik afgegaan. Ja, maar dit was dan die vrou wat die paniekbutton gedruk het, né? Khangixelele ke mama. Umnumzana lo ulero usibeka phi isibhamu sakhe? Phaya kunekhabethe phaya kunesafe phakathi. Isafe le yona ihlala ijiqiwe. Benditshilo nje. Intoni ke ngokumama ebangela uba uthi ngoba ubusuku banamhlanje
isibhabesi ebengasitshixelanga phaya esefika. Masefika igelekeqa phazi zokubulala. Awunalo nexesha lokuba wena uhambe uyofunana negani phaya kusafe. As er niemand in die huis gesien het nie, hoekom het jy nou 'n skoot afgevee? Ek het iets gehoor agter my. En jy het iemand gewaarsku dat jy gaan skiet nie. Nee, dit het vinnig gebeur. Dit was pikdonker. Die alarm het geraas. Voel of my kop gaan... Kyk, ek soms... As ek geweet het, sou ek... Ek probeer net presies vasstel wat gebeur het, meneer Leroux. Hoekom het jy geskiet? Ek weet nie, dit was 'n refleksaksie. Daar was iets agter my, ek het omgeswaai en terselfdertyd geskiet. So jy het bedreig gevoel. Natuurlijk het ek bedreig gevoel, dis hoekom ek skoot afgevuur het. Net die een skoot. Ballistic reckons the bullet glanced the wall and hit the little boy in the chest. He was already dead when paramedics got here. Where's the deceased? Mrs. Leroux, I'm sorry for your loss. We have to take him now. I understand that this is very difficult for you. Nee, asseblief, julle kan hom nie wegvat nie. We have to perform an autopsy. Nee, dit is my baba. Ek kan nou nie oopsny nie. Unfortunately, due to the nature of the death. Okay, can't you fetch him tomorrow? I'm sorry, Mr. Leroux. Mama's lief vir jou, grootseun. Vanoggend sny ek gras. As wat 'n doodgewone dag is. Mense werk dinge op 'n ander manier, my kind. In Johannesburg is 3-jarige kind in die vroegoggendure deur sy pa doodgeskiet. Na bewering het die 35-jarige François Leroux skote afgevuur nadat 'n inbreker glo toegang tot die perseel gekry het. Die seentjie is in die kruisvuur raak geskiet en is op die toneel dood. Die saak word ondersoek. Ons volgende nuusberig volg om 8:00. Bly gerus ingeskakel vir ons sportvasvrae net hierna. No. How many times must I tell you people it was an accident? I have no comment. Jy moet dat ek die spul vasvat. Is nie goed dat Karen die hele tyd in klein Elmo se kamer bly nie. Ja? Goed beskryf. Ek is François Leroux se skoonpa. Kan die mense nou asseblief alleen laat, hulle is al deur genoeg. Wie? Ag, ek hoor gaan. François, die man sê ek ken jou van universiteitsdae. Daar wat iemand. François,
David Huishamen. Ek sou my gee moet Ek is die man wat jou skryftalent ontdek het. Prof David. Ek het amper gedink my topstudent het sy mentor vergeet. Dan maar 'n bietjie rof hierdie kant. Ek het op die radio gehoor. My enige simpatie. Dankie. Ek is toe weg by die universiteit. Ja, ek is redakteur van die Oeverburger. Ons kantore is op Swartwater. Ek weet nie of jy al ooit van die plekkie gehoor het nie. Ek het as kind het ek baie vakansie gegaan daar. Luister, ek weet dis moeilik en ek haat om dit te vra, maar dit is my werk, so ek het gehoop ek kan nog met jou gesels oor die insident. Soos in 'n onderhoud. Ek sal graag jou persoonlike weergawe van die storie wil vertel. So dis wat hier aangaan. Persoonlike. Jy maak my sag. En dan vra jy my vir 'n eksklusiewe onderhoud. Nee. Vlieg jou maaie, man. Jy verstaan my verkeerd. Ek wil jou glad nie uit. Luister, moenie die storie publiseer nie. Asseblief, prof. Moet ons nog die voorblad oop? Nee. Bly by die oorspronklike artikel, die besoedelingsstorie. Nie die moord nie. Nee, is net nog 'n skietongeluk in Johannesburg. Niks met ons lesers uit te waai nie. Is there anything you'd like me to do for you, Prof? Is jy klaar met die weerberig? Well, Master did klaar gecheck and I made all the changes. Okay, well, proofread the classifieds. Julle kan hom nie arresteer nie. Dit was 'n ongeluk. Dit is vir die hof om te besluit, mevrou. Ek prokureur bel. Miskien eers na die geregtelike doodsondersoek. Wat beteken dit nou eintlik? Kyk, dis nou amper soos 'n hofsaak. As 'n magistraat en getuies en so, maar hulle besluit eers daarna of die staatsaanklaer 'n klag gaan lê. Wat se klag? Moord of strafbare manslag. Hoor julle mense nie, dit was 'n ongeluk. Geen regdenkende mens sal mos aspres sy baba seentjies. Dis okay. Ja, dankie. Wanneer moet ek verskyn? Kijk, daar vra jy my vas. Kan 3 maande wees, dalk langer, ek weet nie. Waar is Elma? Elma is weg, my lief. Ek weet, waar hou jy hom? Hy, sy liggaam is in die lijksis. Wanneer kan ek hom terugkry? Miskien is dit beter as die begrafnisondernemer dit hanteer. Geen wet sê ek mag nie my kind sien voor sy begrafnis nie, ma. Ek's net bang dit ontstel jou. My papa is dood, ma. Ek dink ek is bietjie meer as net ontstel. As ons die naam kan verlaat. Dis absoluut. Ten minste het hulle nie vir François kom arresteer nie. Ja. Ek weet nie van julle nie, maar ek is rasend van die dors. Kom help mamma in die kombuis, dan maak ek vir ons 'n lekker varspotjie. Alma se kombersie.
Sê die man wat die ding uitgevind het, is vandag 'n multimiljonair. Vir Suid-Afrikaner. Zeker ook maar 'n sterkstorie. Wil jy nie ietsie kom eet nie, daar's lekker tomatiebredi. Ek is honger. Ek weet, dit is moeilik om te laat gaan, maar Karen, dis nie gesond. Los. Jy moet nog besluit wat jy vir die begrafnis wil aantrek. Ons kan later kyk. Ek tap so lank vir jou warm bad in. Dankie. Môre Hans. Die berg het toe maar besluit om al die pad na Mohammed toe te kom. Ek het mos gesê ek kom nie vandag in. Ja nee, ek sien die meester is hard besig om aan sy oeuvre te werk. Wanneer word die boek vrygestel? Ja, spot jy maar, David. Hoe meer ek krap, hoe meer besef ek hoe ver die ding uitkom. Lank jy net nie 'n klomp nonsens in die nuwe meisie se kop inprent. Hou verby. Ek het nie tyd om 'n jongetjie te leer nie. Ek het nie die geduld, energie of krag vir 'n mooi gesiggie en 'n iPad en 'n slimfoon nie. iPad. Ja, wat ook al. Ek in die moderne tegnologie, ons sit nie langs dieselfde vuur nie. Ek het gekom om jou artikel te kom haal. Nie 'n enkele spelfout in Saggie. Amper net so slim soos 'n rekenaar. Ja. Nee, nou maar goed, dag Hans. Ja, dag. Om te eet of te drink. Is nou daar. Ek weet dis my ma. Sy dink sy help. Sou nie laat wees nie. Ry so lank, ma. Shira. Nee.
maak hulle die verdomde knoppie so klein? Kom, hoe nog gaat Freddy? Nee, man, hy utopie is harmless, my broer. Ja, man. Kom ons chase. Wat sê? Kom, kyk vir jou, sê. Wil jy afval met my maak? Huh? Bel my agent, man. Kom, kijk. Nee, man. Kom ons chase. Amper laat jy my nou 'n vloekwoord sê. Wil jy arme vrou hartversakkings gee? Vir wat krap jy na my goed? Ek krap geen. Ek het jou 'n surprise gebring, maar as dit jou houding is. Ja, dit is nie nodig om jou te wip nie. Gee laat ek sien. Sy sal ver mooier as dit moet vra. Ja, jammer. Ek het 'n helse dag agter die rug. Moenie lieg nie. Jy het weer agteruit oetjies aangehardloop. Hou jy my dop of wat? Sy sal jou wat moet verbeel. Ek was in die ronde. Dit is net 'n kwessie van tyd. Daar het ek my myn konyn. Sê jy nou al vir jare. Jou lyf is te oud vir Chuck Norris. Hy lot sny mense kelle vir R2 gelles in 'n snoek. Moenie die papier so staan en skeerie. Ek sal dit self uithaal. Ek wil dit nog weer gebruik. Dan sit die ketel aan. Wel, ek wil nie lus vir tee nie. Nou, ek het. Sal lekker afgaan met hy hertsoggies wat ek gebring het. Is in die kombuis in. My pa sal as die graf omdraai as hy sien ek maak tee nie, soos 'n vrou nie. En jou ma sal aan haar graf omdraai te sien en wat so vodder jy rond. Ja, is niks fout met my klere nie. As jy 'n beggie wil wees, ja, jy werk in die koerant, hoe lyk jy man? Jy trek so aan die dek. Die jers is mos nou nog nie klaar nie. Waar is sy moue? Jy soek vir my, né? Jy moet sê dis 'n pullover. Eigen vrou, ek kan nie die ding loop aantrek nie. Die mense loop lag net oor vir my in die Hulle dorp. gaan klaar vir jou. En waaroor nog? Vrou Hanse, conspiracy stories. Hoe so jy? Jy dink ook ek is wel loetjie getik, hè? Ag, Hans. Nee, dis reg so. Nou weet ek waar ek met jou staan. Wel, ek het 'n storie om te skryf, 'n ware storie met feite en so. Ja, jy kan my jou hertsoggies vat en loop, jong. Ek gee my in elk geval swybrand. Die mense wil groet my skat. Spouda. Net 'n oomblik asseblief. Dis wat jy elke keer sê en dan verdwyn jy. Ek's bekommerd oor jou, my kind. Ek sukkel, maar ek weet. Ek het 'n dokter van die kerk gepraat. Ek wil nie bely nie. Ek probeer net om dinge makliker te maak. Makliker wees as mamma net uitlos. Op 'n inmeng. Ek het ook nie so bedoel nie. Miskien het jy vergeet dat ek ook iemand verloor het. Hy het my enigste kleinkind geskiet. As ek iets vergeet het aan my. Maar kan dit volgende keer kry. Ek's jammer. Staan maar seer, my kind. Ek voel nie reg dat ons julle net hier los nie. Linda, die kinders het tyd op hulle eie nodig. Pas reg. Ek stap saam. Daar kan jy so. Jy moet sterk wees. Ek probeer pa. Thanks for your hard work, Mary.
Don't worry about the rest. Thank you, madam. I just want to say I'm so sorry about your little one. Alles weg? Uiteindelik. Hoe is dit vir Mary? Sy het oor 'n dik gewerk vandag. Hallo, ek sal. Wil jy help? Frans, as jy nie omgee nie. Ek wil net asem sê. Ek is nie jou ma nie. Ek weet, maar ek moet saam met jou onder een dak bly. Môre. Môre. Jy's vroeg op vanoggend. Kan ek vir jou ontbyt maak? Ja, dankie. Ek sal sommer iets by die werk kry. Gaan jy vandag al terug? Hulle het gebel vanoggend gevra dat ek inkom. Jy vir my te jok nie, Franswa. Sy wil kan ek eerder by die huis bly. Nee. Gaan. Wat maak jy hier? Ek wil werk. Nee, dit is glad nie nodig nie. Ek seker jy het tyd nodig om, jy weet, mooi die ding te kom. Is eintlik is beter om besig te wees. Frans, maar dit is 'n moeilike situasie. Jy weet hoe mense praat. Ek weet nie hoe ons kliënte gaan reageer nie. Jy het meer as genoeg opgehoop verlof wat solank as wat jy nodig het. Ek dink daarop aan. Wat is dit, Mary? Madam, must I wash the little one's clothes? And there's also the bedding stuff for him. I don't know what to do. Mary, ek weet nie. Ek weet nie. I'm sorry, man. Deeply sorry. En toe, jy is al uitgesluit. Is nie kans om in te gaan nie. Wat gaan ons doen? Ek weet nie. Wat ek heeltyd sê, ek weet nie. Al wat ek weet is dat ek nie weet nie. Ek weet nie hoe om aan te gaan nie. Alles in hierdie huis herinner my aan. Ek raak kwaad as mense nie sy naam kan onthou nie.
Ek kan eers nou maar hardop sê nie. Dit maak so seer. Kom ons gee pad. Waarheen? Ek weet van 'n plek. Ver, afgesonder as ons deur die nag ry, ons môre vroeg al daar wees. By die see. Wat van die werk? Ek is glo met verlof. Dis blykbaar nie goed vir besigheid om 'n moordenaar op die perseel te hê. Die regtelike ondersoek gaan nog maande vat. Kom ons gaan net. Hallo. Maak vol unleaded asseblief. Ekstra's, wil jy sê? Miskien water. Okay. So. Vers hy kan kry. Amper. Karen. Ons kan nie elke keer as ons 'n kind sien weghardloop. Jy nou vir my voorskryf hoe ek moet voel, hoe ek moet optree. Nee, hè? Nee, dis Wat kan Frans van sê? Maar lief, ons maniere kry om aan te gaan. Nee, te maak of het oké is. Dit is nie oké nie. Hij mag nooit weer terugkomen. Ik weet. Ik weet. Kijk hoe staat meneer die huis in daar straks. Stop die kar, stop die kar, stop! Karen! Karen, is jy van jou verstand af? Karen! Los my, ek wil nie met jou wees nie. Ek wil nie na die swartwaterplek toe gaan Dit is in die middel van nêrens. Ons klim asseblief in die kar in. Hoekom? Ons kan nie in die middel van die pad staan en skree op mekaar nie. Ek wens jy wil skree. Ek wens jy wil net iets doen, iets om te wys dat jy nog 'n hart het. Ek kan nie meer vat dat jy so in beheer is nie. Ons kind is dood. Voel jy dan absoluut niks nie? Karen, as jy maar weet wat elke dag hier in my aangaan. Hoe moet ek weet, François?
Jy sê niks. Jy wys niks. Ek gaan aan soos 'n gillende viswyf en jy's net so kalm, asof niks gebeur het nie. Ek het my kind doodgesteek. Ons seun is dood. Dis my eerste gedagte as ek in die oggend opstaan. My laaste gedagte voor ek gaan slaap. Verstaan jy dit? Almal is dood. Dis my skuld. Ek het hom vermoor. Ek sien hom, soos ek hom my laaste keer gesien het. Toe ek sy lijk moes gaan uitken het. Net sy gesig hier uitgesteek, sy gesiggie. Sy gesiggie. Sodat ek nie moes sien van my kool, een gat in sy bors geblaas het nie. Daarin? Dit was grys. Kring onder sy oos. Karen, hi! Ons vyf! Ek kyk in die spieël en ek sien almal kyk terug na my. Hy huil en hom weer, hoekom papa het gedoen het, hoekom? En ek kan hom nie laat behuil nie. Ek kan nie vir myself kyk nie. En ek kan nie die haat in jou oë miskyk. Ek haat jou nie! Jy behoort. Vrou en ek soek 'n blyplek vir hom. Mevrou, het jy 'n plek? Natuurlijk is altyd plek. Kom in. Dankie mevrou. Nu my Somaliwela. Skus, soos julle kan sien het julle my bietjie onkant gevang. Dis nie gewoon aan dat mense my sien sonder my gesig nie. Sit asseblief. Dankie. Het julle al van tevore by my gebly? Nee, maar ek het as 'n kind op Swartwater vakansie gehou. Nee, is nie dit nie. Ek het julle al iewers gesien. Julle lyk vir my vreeslik bekend. Julle soek seker 'n kamer met 'n see-uitsig, nê? Nee? Ja. Asseblief. Ons kon nie saam op skool gewees het nie. Ek dink ek's bietjie ouer as julle. Het jy televisies in die kamer? Nee, ons kyk sommer almal saam hier onder. Is meer gesellig. Maak die plek bietjie anders as 'n hotel. Ek leer my gaste ken. Daai personal touch. Teen die tyd wat julle hier waai is ons is ou vriende. Hoe lank gaan julle bly? Nie lank nie. Is dit ook 'n sanger of iets nie? Nee. Ons doen die naggery mevrou, ons wil graag O ja, daar sy kamer 8. Dis die honeymoon suite.
So dis meneer en mevrou? Greef. François en Karen Greef. Welkom in Swartwater, meneer en mevrou Greef.